Ons gaan voort met Kyknet verslag. Die verhaal van 'n baba wat amper 20 jaar gelede uit die Groote Schuur Hospitaal in Kaapstad ontvoer is, het die wêreld se verbeelding aangegryp. Vandag was die Zephanie Nurse saak weer op almal se lippe toe dit afgesluit is met die vonnisoplegging van haar grootmaakma. Mia Spies was daar. Die 52-jarige vrou wat klein Zephanie Nurse bykans 2 dekades gelede uit haar ma se arms gesteel het, is vandag tot 10 jaar tronkstraf gevonnis. Te oordeel aan die emosionele reaksie hier by die hof, is daar geen wenners in hierdie hartseer verhaal nie. Die gedrag van die grootmaakma, wat volgens 'n hofbevel nie geïdentifiseer mag word nie, al is hy nou gevonnis, het die aanklaers verstom. The sad part about this case is that the accused, even today as I'm speaking to you, she still believes that she's the victim here. She still does not want to take responsibility. She still doesn't see herself being an accused and a person who's been found guilty and sentenced. Op sosiale media het die vonnis gemengde reaksie ontlok. Baie mense het dit met die 6 jaar tronkstraf vergelyk wat Oscar Pistorius vermoord gekry het en gesê dit is te swaar. Zephanie se biologiese pa, Morney Nurse, is egter tevrede daarmee. 3.5 later, now it's healing, eh? It's all healing, not thinking about this anymore. This actually made me tired, it made me sick completely. I couldn't sleep for nights, couldn't even eat properly. So the way forward is to build my relationship with my daughter and that's it. Daar was drama buite die hof toe Zephanie se biologiese en grootmaakfamilies na die vonnisoplegging op mekaar geskree het. We are happy with proceedings and with what happened. The outcome. These people, they going on like a bunch of animals here. 'n Familielid van die grootmaakma sê hoewel hulle simpatie met die nurses het hulle ook baie seer. Dit is nie 'n lekker gevoel nie, want dit is 'n mens wat weggeneem is. So al wat ek net wil sê is dat ja, hulle moet net baie sensitief wees met die kind. Want op die einde van die dag is sy die enigste iets wat belangrik is. My gevoelens, u gevoelens, wie ewe se gevoelens is nie van belange nie. En ons moet dink wat ons sê ook, want ons almal is mens en ons moet mense se gevoelens in ag neem. Dis al. Te Mia daar nie insetsel gesê daar is geen wenners nie. Tog sien ons nou hier geregtigheid geskied na soveel jaar. Wat is jou gevoel daaroor? Ja, Betty, geen wenners nie, maar een groot verloorder en dit is hierdie dogter, hierdie vrou, hierdie jong vrou, Zephanie. Want sy het nou basies al 2 haar families verloor. Haar ma wat haar groot gemaak het met wie sy 'n band gevorm het, is nou in die tronk. En die ander ma, jy weet, sover as wat ons kan verstaan, het sy 'n gekompliseerde verhouding mee. Ek meen wat jy heeltemal kan verstaan, sy het haar glad nie geken nie. So dit is 'n tragedie van epiese proporsie hierdie. Daar's soveel dimensies in hierdie saak. Ek het vandag 'n opinie gehoor oor die radio van 'n regsgeleerde wat sê er is holle geregtigheid gewees. Ek meen wie weet dit nou. Nee, in 'n sekere sin kan jy so sê want dit volgens alle aanduidings is die grootmaakma het die kind goed grootgemaak. Maar nou gaan sy tronk toe. Die belangrike ding is jy mag nie 'n kind steel nie. Jy weet hier's 'n baie belangrike oortreding. Volgens alle aanduidings is hierdie misdaad kom gereeld voor. Is nie in hierdie geval het nou baie aandag getrek, maar dit kom gereeld voor. So mense moet verstaan, maar jy mag nie dit doen nie. Net omdat jy 'n baba wil hê en nie een kan kry miskien nie, gee dit jou nie die reg om een te steel en 'n hele klomp mense se lewens te ontwrig nie. Tog dis nie 'n baie belangrike boodskap uit. Dis swaar straf. Dis hoekom die straf redelik swaar is en so. Dis 'n afskrikmiddel. Ja. Dan moet vir mense gesê word jy mag eenvoudig net nie so iets doen soos hierdie nie. Tim, jy noem dit nou, hoekom dink jy het dit soveel aandag getrek, selfs tot in die buiteland? Wel, maar dis as gevolg van die menslike tragedie. Ek meen, as jy begin sit, Betty, en jy begin jou kop rondom hierdie ding kry, dan besef jy is net soveel dimensies aan hierdie saak. Hier's soveel emosies en ons het nou maar vanaand net 'n paar daarvan gesien. En almal wat gepraat het van hierdie 2 families, maak legitieme standpunte waarmee jy kan saamstem. Die menseregte groepe en kinderregte groepe, jy weet, doen spesiale moeite om seker te maak dat so min as moontlik detail uitkom en dat so min as moontlik van Zephanie bekend word. Maar ek het 'n vermoede een of ander tyd gaan hierdie hele storie vertel word. Hy gaan uitkom, gaan op een of ander manier gaan in die media vertel word en dan gaan hierdie hele drama wat gaan om dan amper van vooraf afspeel. Want dis nie die hele ding, jy weet, jy gaan sit, almal van ons wat kinders het. Jy weet sal dink, maar wat as my kind as 'n baba gesteel moet word? Hoe gaan ek maak as ek hier met my kind herenig word op die ouderdom van 18 of 19 jaar vir die eerste keer? Hoe gaan ek reageer? Hier is soveel menslike emosies waarmee gewone mense kan identifiseer en dis hoekom hierdie storie soveel opslaa maak. Die vormingsjare, die jare wat die band moes gesmee gewees het, was nie daar nie.
Ja, Tim, dit laat mense net weer besef die krag van menslike emosies. Geweldig sterk, geweldig. Baie dankie vir jou insette en jou tyd. Waardeer dit. Dit was ons gas vanaand, Tim Du Plessis.